Welkom by Ek Wil Boer. In hierdie episode gaan ons gesels oor wat ons geplant het, hoe ons dit geplant het en ook die foute wat ons gemaak het, sodat jy dalk iets daaruit kan leer. So kom ons gaan kyk hoe het ons geplant. Alright, so wat ons hier geplant het is 'n kombinasie van verskillende dekgewasse, verskillende pulmillets en akkerbone wat ons nou net vir julle sal wys. Die rede hoekom ons besluit het om hierdie gewasse te plant is ons met mense gepraat in Suid-Afrika om bietjie meer inligting te kry oor wat sal goed werk as 'n somerdekgewas wat ons ook die bees kan opbou. So ons het gesoek vir energie, ons het gesoek vir proteïene, ons het gesoek vir volume. So dit is hoekom ons die volgende goed geplant het. So die eerste ding wat ons geplant het was 'n Japaneese pulmillet of 'n Japaneese mango. Japaneese pulmillet is meer daar vir energie, so hy is baie hoog in energie. Die tweede een wat ons geplant het was 'n hybrid pulmillet of 'n hybrid mango soos ons dit sal ken. So die hybrid pulmillet is daar om volume te gee, dat daar genoeg massa is vir die bees om te eet. En dan die derde ding wat ons geplant het was akkerbone. So ons het die akkerbone saamgeplant om te kyk of ons nie meer proteïene kan hê vir die bees nie. So dit is die 3 goed wat ons geplant het hier. Ons gaan nou net kyk soos ek sê hoe lyk die saad en dan sal ek vir julle wys en meer vertel daaroor. So net om vir julle te wys hoe die saad lyk en wat ons hier geplant het. Hier in hierdie hand het ek die hybrid pulmillet, die hybrid mango. Hierdie ene groei vir ons baie vinnig en gee baie volume sodat ons as die bees dit afgewy het sodat jy vinnig herstel het van vegetation. Sodat jy bietjie meer volume kan hê as die bees weer daar inkom. So en dan in hierdie hand het ons die Japaneese pulmillet, die Japaneese mango. Ons het hierdie ene geplant spesifiek vir die hoë energie wat hy in het en hy groei ook mooi vinnig, maar die energie was die hoofrede hoekom ons hom geplant het. So hier in my hand het ons dan nou die akkerbone. So ons het die akkerbone geplant spesifiek om meer proteïene te probeer kry sodat die bees, want omdat hulle nou proteïene en energie en alles nodig het ons die akkerbone ingesit. Aan die begin het die bees maar 'n bietjie gesukkel met die akkerbone of hulle wou nie regtig die akkerbone eet nie. Maar so 2 dae daarna wat hulle begin by het hulle agterkom maar die akkerbone is eintlik lekker. So toe begin hulle die akkerbone eet. So dis hoe die akkerbone lyk. Ons kyk bietjie hier waar ons die akkerbone geplant het, net om vir julle te wys hoe die akkerbone lyk. So as jy nou bietjie hier kom kyk, dan kan jy sien hoe akkerbone maak 'n lekker groot blaar en dan maak hy hierdie boontjies, lyk amper soos pele. So hierdie boontjies, hierdie pele is dan nou vol bone, akkerbone en dit is hoekom ons dit geplant het om lekker proteïene te kry vir die bees. So hulle is nou besig, hulle skiet nou saad, so hulle is nou goed aan die gang. En hopelik voorsien hulle groot hoeveelhede proteïene vir die bees. Die verskil tussen die hybrid pulmillet en die Japaneese pulmillet. As jy kyk na die hybrid pulmillet, hulle vorm soos hierdie bietjie groter blare en dit is hoekom ons die volume gesoek het. So as hybrid pulmillet, hy's lekker breë blaar, baie groot volume. Kyk hier as jy nou hierdie kant toe kyk, kan jy sien hulle groei baie sterk, baie vinnig en maak dan lekker groot blare vir die bees. Dan as jy kyk nou na die Japaneese pulmillet, hy is bietjie dunner, bietjie moeilik om te sien hierso, maar sy blaartjies is bietjie kleiner, bietjie smaller, maar tog het hulle baie energie. So die twee groei saam met mekaar om dan hopelik 'n goeie kombinasie te maak van energie en volume. So hoe ons begin plant het of hoe ons geplant het, soos julle kan sien was die saadjies baie klein. En ons het ongelukkig nie 'n fyn saadplanter nie, want jy kan mos nou alles op dieselfde tyd hê nie. So ons moes ge-improvise het en ons moes planne gemaak het hoe ons die fyner saad gaan in die lande kry. So wat ons het wel 'n kunsmisstrooier, maar soos jy sien die saad van die pulmillets is baie klein en om dit deur die kunsmisstrooier te sit is baie moeilik. So wat gebeur is die saad val net onder en val net uit. En as jy dan nou 8 of 10 of 12 kg per hektaar moet gooi, dan is die eerste 50 meter wat jy ry is al die saad uit. So wat ons gedoen het is ons het bousand gevat en dan 40 of 50 kg se bousand ingegooi saam met ons 10 kg se saad. Dit mooi gemeng sodat dit evenredig versprei is en dan het ons met die kunsmisstrooier op en af gery en dan dit so gestrooi. So wat ons gedoen het om uit te werk per hektaar hoeveel ons gee, wat se spoed ons met die trekker moet ry, hoe vinnig die PTO moet hardloop, het ons toetse gedoen. So ons het omtrent amper soos 'n baan, witstokke uitmekaar uitgesit
8 meter uit mekaar uit en opgery, afgery en dan het ons gekyk as ons 1 hektaar gedoen het, hoeveel van die saad is nog oor. As ons 'n bietjie te veel gehad het, dan het ons maar weer so tussenin gery sodat ons alles kon uitgestrooi het in daai hektaar. Maar as ons sien dit is te min, dan het ons die mengsel bietjie verander, bietjie meer sand bygesit sodat dit nie so vinnig uitstrooi nie. So ons het dieselfde gedoen met die akkerbone. As jy die kunsmisstrooier oopmaak en die akkerbone, hulle is baie glad, hulle gly so vinnig uit en val uit. So ons moes dieselfde gedoen het met die akkerbone. Ons het hulle ook gemeng met grond of met sand en dan dieselfde konsep wat ons met die pearl millet gedoen het, het ons dan ook met die akkerbone gedoen. En dit het mooi versprei en ja, dit het toe op die ouende het ons baie plekke met die hand gestrooi want ons mixes was verkeerd, maar op die ouende het ons reg gekom met So voordat ons begin strooi het met die kunsmisstrooier, het ons eers die Vibraflex gevat, die grond mooi gelyk gemaak. Die Vibraflex maak die grond mooi lekker los en dan het hy 'n roller agter. Hy slaan aan al die klonte fyn. So dit het ons hom mooi gelyk gemaak. Toe het ons daarna die kunsmisstrooier gevat, lekker die saad gestrooi en net nadat ons weer gestrooi het, het ons weer die Vibraflex gevat, weer oorgegaan net om die saad mooi te begrawe. As jy nie so iets het nie, ons het ook al in die verlede 'n boom gebruik wat ons agter die trekker vasgemaak het. Maak hom vas agter die trekker, ry op en af, heen en weer en hy maak dan al die saadjies mooi toe sodat jou saad onder die grond kan wees. So hier is net die voorbeeld van hoe ons Vibraflex lyk en wat ons gebruik het om daar die grond gelyk te maak en dan ook die saad te berg. As jy kyk aan die onderkant, dit het seker lekker tande wat dan in die grond ingaan en hy klomp baie van hulle, so hy maak hom mooi lekker fyn los. En dan hier aan die agterkant het ons dan 'n roller. Die roller rol dan nou agterna en hy slaan dan al die klonte fyn en hy maak dit dan ook mooi fyn en gelyk. So die Vibraflex is om 'n paar keer op en af te ry, dan maak jy jou land baie gelyk, baie fyn en baie mooi reg net voordat jy kan plant. So saam met die plantery is dit belangrik om jou grondontledings te doen. Ons het wel grondontledings gedoen. Ons het gekyk daarna en ons het gedink dis 'n nuwe land. Dit is nie nodig om kunsmis in te sit nie. En nou na 'n paar maande sien ons dat ja, daar was wel 'n fout. So ons het geen kunsmis ingesit toe ons begin plant het nie, omdat ons gedink het daar's genoeg nutriënte en genoeg kos in die grond vir die plante. En omdat dit grasgewas is, het ons gedink dit gaan heelwat makliker groei. Maar ja, soos julle kan sien hier agter ons het ons wel 'n fout. As ons nou mooi kyk, sal jy sien sekere dele het die mango baie vinnig gegroei, sulke kolle. Ander dele was hulle meer plat. En die fout wat daar was of wat ons agtergekom het wat die rede is hoekom hulle meer groei op sekere areas as op ander areas is, dis waar ons die bosse gebrand het en die bome gebrand het toe ons die lande voorberei het. So definitief kan ons sien dat daar tekorte is aan sekere fosfate en kalium en potassium en jy sien jy duidelik waar die as in die grond ingegaan het, daar het goed baie beter gegroei. Want soos hier kan jy sien die groot verskil tussen hier langs aan en net en is letterlik 30 cm hierdie kant toe is die goed baie korter, baie kleiner, selfde grond, selfde water, alles, al verskil is hierdie kolle waar hulle staan, waar hulle so groot is dis waar ons die bosse en die bome gebrand het, waar die as in die grond ingegaan het. So, wat ons dan nou gedoen het om te probeer om die res van die land te red, het ons irium gegooi teen 50 kg per hektaar. Dit was 'n bietjie sterk, so as ons nou na hierdie plante kyk hierso, dit het die plante 'n bietjie gebrand, so ons het 'n stikstof brand gehad op die plante. So dit sal weer uitspoel en weer uitwas, maar dit sit die plante so bietjie terug. So want ons het gedink ons oplossing gaan wees om irium om te sit en die plante so bietjie te boost, maar toe ons hulle so bietjie te veel geboost en hulle so bietjie gebrand. So dit is een van die foute wat ons gemaak het. Ons moes ons grondvoorbereiding of ons grondanalises na agroekonoom toegevat het, wat ons presies gesê het wat se kunsmisse ons moes gee voordat ons geplant het. En nog 'n belangrike ding is om die regte kunsmis te gee en nie te plant sonder kunsmis nie. Baie mense weer plant seker soos ons gedink het ons kan plant sonder kunsmis en dit het op hierdie by ons glad nie gewerk nie. So doen jou grondontledings, kry jou kunsmis reg, doen dit voordat jy plant en dan sal jy meer sukses hê. Ek hoop jy het hierdie episode geniet waar ons gepraat het oor hoe ons geplant het.
As jy enige vrae het of as jy enige iets kan deel of ons kan bylas, ons sê waar ons fout gemaak het en hoe jy jou kennis ons kan help, sit vir ons daaronder in die comments, stuur vir ons 'n boodskap. Ons sal graag wil hoor hoe jy boer en hoe jy plant. Want boer is lekker en ek wil boer.